Hemelse Vader, ons dankie vir die kosbare voorreg om voor U te kan buig, o God, van hemel en aarde, U wat alles gemaak het, Here, U wat alles in 'n oomblik tot stand gebring het, Here, soos U dit bepaal het. En dankie dat ons die voorreg het om ook tot U te kan bid. Ja, op hierdie Sondagmiddag, terwyl dit stil en rustig en kalm is om ons en rondom ons. O Here, wil ons vra dat U Uself sal verheerlik ook in dit wat vanmiddag hier uit U woord gehoor sal word. Dankie Here dat ons U woord het om daaruit te leer en ook daaruit gevoed te word. Ons dankie vir U groot liefde en vir U genade. Amen. Ons gaan vanmiddag uit Jakobus 5 uit 'n paar verse lees, eintlik maar 'n bekende gedeelte. En ons lees dan van vers 13 af. Is daar iemand siek onder julle of onder julle wat ly? Ekskuus tog. Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Net hierdie foon van my ook aan sê. Is iemand opgeruim? Laat hom psalm sing. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep. Laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. Die gebed van die geloof sal die kranke red en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Teks van oordenking vind ons juis daar in daardie vers 16. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. En ek wil vanmiddag met julle praat oor die tema die plig van voorbidding. Nou, wanneer Jakobus nou hier aan die einde van sy brief aan die gemeente kom, dan is dit vir ons baie duidelik dat stryd en moeilikheid en siekte en wat dit ook al mag wees, maar deel is van die lewe. Maar ons moet ook besef dat sonde sy oorsprong het by die sonde of siekte sy oorsprong het ten minste by die sondeval en nie noodwendig baie keer maar net as gevolg van dinge wat die mense sê of doen nie. Dit het ook daarmee te doen, maar sy oorsprong lê daar. Maar nou kom die kruks deur. Want baie keer dan sê ons maar hoekom is dit nog steeds relevant in die 20ste eeu waar ons leef op die 21ste eeu? Is daar mos nou baie of genoeg tegnologie wat ons sommer net so kan gesond maak. Wat is die probleem? Die probleem is dat terwyl siektes genees kan word, het sonde nog nooit weggegaan nie. En dis presies wat Jakobus hier na verwys. Want daar moes iets in die gemeente gebeur sodat hulle hierdie probleem te bowe kon kom. Ja, ons weet deur nalatigheid en onbarmhartigheid, selfbelang, moedswilligheid kon siekte en in die gemeente kon hierdie gemeente daardie lyding en stryd van siekte en al hierdie dinge oor hulle self bring as gevolg van hulle eie hartstoestand. So Jakobus aanvaar dat daar een of ander of 'n sekere morele toestand binne die kerk gehad was. En Jakobus se bemoediging is dat die gemeente vir mekaar moes bid. Die opdrag. En as mense uit die oorspronklike taal gaan kyk, en gaan jy sien dat daardie woorde bid vir mekaar in 'n opdrag is. Dit is nie net iets wat hy sê nie, dis nie deel van dit is die opdrag om
bid vir mekaar, dat die gemeente vir mekaar sou bid en dat die gemeente opreg sou wees, dat die broederskap en die broederliefde in die gemeente opreg kon funksioneer. Want is al hoe dit kon gebeur is wanneer die gemeente vir mekaar gebid het. Wanneer die gemeente, en nou praat ek in die verlede tyd, praat met in die verlede tyd met 'n uitwerking tot op hierdie oomblik. Wanneer die gemeente vir mekaar gebid het, is die beste wat hulle vir mekaar kon doen afgehandel. As hulle klaar vir mekaar gebid het. En as hulle weer vir mekaar gebid het en dit is klaar, dan is die beste wat hulle vir mekaar kon doen afgehandel. Dit is die krag van gebed in die gemeente. Dikwels was daar nie navraag nie. Daar was nie reëls of tekens of redes gegee nie. Die gemeente moes net vir mekaar bid. Maar hierdie gebed gaan gepaard. In daardie vers 16, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Jy sien, hierdie omstandighede, hierdie morele probleem, of wat dit ook al was, hierdie siekte wat in die gemeente geheers het nodig gehad dat die gemeente bymekaar moes kom. Dat hulle eers moes ontmoet en al die ander dinge agter hulle sit en vir mekaar begin bid. Ek is daarvan oortuig dat dit die grootste probleem van 2025 is. Die kerk van die 2020s, as ek dit so wil stel, is dat kinders van die Here nie meer vir mekaar bid nie. Dit is die plig van die kind van God om vir 'n ander kind van God, vir die gemeente te bid. En dit is nie net, hoe kan ek nou sê, die persoon wat swaar kry, hy moet self bid. Die ou wat gebed nodig het, hy moet intree vir homself, natuurlik. Maar voorsiening moet gemaak word vir die nood in die gemeente. Om te kan bid vir iemand is seker die belangrikste, die grootste bediening wat daar in die gemeente kan wees. Baie mense sê, wat kan ek in die gemeente doen vir die Here? Wat kan ek doen vir die saak van die Here? En die eerste ding wat enige kind van God kan doen, is om te bid vir die kinders van die Here. Veral as ons bewus raak van die nood, van die stryd wat daar in mense se lewens is. Veral wanneer ons bewus raak van die dinge waardeur mense gaan en veral wanneer ons bewus is van die grootheid van ons groot voorsiener, vir wie enige iets en alles moontlik is. Wanneer ons bewus is van God se genade en wanneer ons bewus is van die nood wat in die gemeente is dit nie ons werk om te sê, kom, ek sien jou bakkie se tyres is nou moeg, ek gaan jou gou-gou daar na die tyreplek toe vat en dan gaan ons daar bid tot iemand vir jou tyres opsit nie. Nee, dis om te bid dat die Here sal voorsien, die voorsiener, nie ek nie, die voorsiener. Natuurlik is dit wonderlik as ons vir iemand kan help op 'n praktiese manier. Maar die beste ding wat ons vir mekaar kan doen, die belangrikste ding wat ons vir mekaar kan doen, is om te bid. Rees Howells het gesê, one can never be a true intercessor until he is first willing become part of the answer to his prayer. Hoor daai woorde. Sê ja, ons gaan bid. En nou hier is die volgende stap. Ons kan nie 'n ware voorbidder wees as jy bereid is om deel van die oplossing te wees nie. Wat is op baie keer wat ons doen? Sê ons kan bid, ons kan niks anders doen nie, ons sal maar net bid.
Ek onthou toe ons daar op kweekskool was, wanneer die koor nou gekies is, het die ouens wat daarom nie te bad gesing het nie, het hulle in die koor gesing en die ander was in die bidspan gesit. En terwyl die koor gekoor het die bidspan gebid. Baie keer sê ons, dis nie my gawe om te deel en te werk en hierdie en daai in die gemeente te doen nie. Maar die probleem is, selfs in ons binnekamer, wanneer ons tot die Here bid en vra, Here, tree in vir hierdie gemeente, staan in vir die finansies van die gemeente, dan bid ons en ons sê, Here, laat die fondse inkom, maar ons self hou ons hande toe. Is ons nie deel van die probleem nie? Ons moet deel word van die oplossing. Die ander probleem is dat ons dikwels nie weet wat in mense se lewens aangaan nie. En dit is te verstaan eintlik dat mense nie hulle persoonlike lewe wil deel nie, want die probleem het gekom in hierdie 20 of die 2020 kerk is dat ons dit 'n kinderveldtog en 'n kinderverhaal word en 'n storie word waar daar net volgende keer iets bygelas en dan 'n ander stertjie en dan 'n ander stertjie. Jy sien Jakobus se bedoeling was dat ons in die gemeente ons sondes teenoor mekaar kon bely. Dat ons in die gemeente die vrymoedigheid kon hê om op te staan en te sê ek het hierdie probleem. Maar waar is daardie vrymoedigheid? Nie omdat iemand in die gemeente by magte is om die sonde te vergewe of om dit weg te neem nie. Efesiërs 1:7 in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Jesus. Jy sien, die gemeente kan mekaar nie genees. Die gemeente kan mekaar nie vryspreek van sonde nie. Maar deur en in die krag van voorbidding kan die gemeente vir mekaar intree. En daarom sal ons vanmiddag, ek wil 4 kort gedagtes met u deel rondom hierdie tema, hierdie plig wat ons as kinders van die Here het om vir mekaar te bid, dat ons sal weet dat voorbidding van kardinale waarde vir die kind van God is. Dat dit nie sommer net iets is wat ons doen uit gewoonte uit of gaan saam met hierdie een en gaan saam met daardie een nie, maar om werklik in te tree in die omstandighede van mense. Maar ons gaan, so ek sê, 4 gedagtes hanteer, 4 belangrike gedeeltes van wanneer ons vir mekaar bid. Hoe om vir mekaar te bid. En die eerste een is, in voorbidding is interaksie baie belangrik, is eintlik noodsaaklik. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar. Hoor daardie woorde, vir mekaar, interaksie, vir mekaar. Daar moes 'n gesprek plaasgevind het. Hy sê dit eintlik so mooi, hy sê bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar. Daar moet interaksie plaasvind. Gemeente moet na mekaar toe kan gaan, die vrymoedigheid hê. Dis wat Jakobus hier sê. Hy sê, gaan na die gemeente toe, laat hulle vir jou bid. Is daar iemand siek onder julle, laat hulle die ouderlinge inroep. En vir daardie persoon bid en hom salf met olie. En die Here sal hom genees. Nie elkeen in hulle ou klein hoekie en ek in myne nie. En dis ongelukkig die probleem waar ons is vandag. Mense wil nie meer vir mekaar bid nie. En die rede daarvoor is dat mense nie meer hierdie interaksie het. En nou sê ons, ja, maar as ek nou moet vir die gemeente staan en moet sê, hoorie, ek het gebed nodig vir hierdie probleem of daai probleem. Wat gaan hulle van my dink? Wat gaan hulle van my sê?
Die probleem is ons verloor mekaar ergens langs die pad. Baie keer, en ek het dit vanoggend ook genoem, as ons mekaar baie keer groet. Hoe gaan dit? Net gaan goed. Gaan dit regtig goed? Is ons eerlik genoeg om vir mekaar te sê dit gaan goed? As dit nie goed gaan nie. Want dan is ons eintlik besig om vir mekaar te lieg, en die Bybel is baie duidelik dat ons nie vir mekaar moet lieg nie. Maar ons sê dit gaan goed as dit nie goed gaan nie. Hoe kan ons die gebod van die Here nakom om mekaar lief te hê? As ons nie met vrymoedigheid na ons broer of ons suster toe kan gaan en sê bid vir my vir hierdie saak nie. Galasiërs 6:2 dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Jy sien laste. Laste het amper, ek wil sê, amper 'n barmhartigheidsding geword. Dra mekaar se laste oor, dan hoor ons barmhartigheid. En ons hoor, ag, sy die arme mense kry so swaar, moet ons maar vir hulle 'n kossietjie vat. Dis nie waar. En dan word dit 'n kinderstorie en dit word hierdie en daai en dan word soveel stertjies aangelas. Dit het in my eie lewe gebeur. Jy vra vir voorbidding. En toe jy jou oë uitvee, toe lê dit die hele dorp vol van die probleem wat jy het. Ons moet die vrymoedigheid hê om na mekaar toe te gaan en te sê, bid vir my. Hier is my saak. Ons wat hier in die gemeente kan opstaan en sê, bid vir my, hierdie is my saak, hierdie is my probleem. Ons moet daarin interaksie kan hê. Maar ons sien ook dat in voorbidding besonderhede ook belangrik is. Dis nou waar dit miskien bietjie gekompliseerd raak in ons gedagtes. Daar in vers 16 gebruik Jakobus die woord, bely mekaar julle misdade. Dit is nie so 'n maklike ding om te doen nie. Dis nie so maklik as om vir iemand te sê, ag, weet jy wat, ek sukkel bietjie met my maag hierdie week. Sal jy maar vir my bid? Ja, ek sal vir jou bid, maar net jy aan my vat. En ek dink net soos ons vandag het Jakobus in daardie gemeente baie gehoor, ag, bid maar net vir my. Bid vir my. Waaroor moet ons bid? Ag, bid maar net vir my. Dis so belangrik dat Jakobus dit noem, hy sê vir die gemeente, bely mekaar julle misdade. Gaan. Nie bely my misdaad teen iemand in die gemeente nie. Ja, jy kan dit, natuurlik moet jy dit ook doen. Maar dit wat ek verkeerd gedoen het, erken dit, sê dis my probleem. Dis die stryd wat ek het. Hoekom? Sodat jy gesond kan word. Sodat jy gesond kan word. Nou wie is hierdie julle? Dis die gemeente. En die Here sê vir sy kinders, julle moet mekaar julle misdade bely, want weet julle wat gebeur as ons nie ons misdade bely nie? Ons sit Sondag in die kerk en ons is so geestelik hoogmoedig want ons doen niks verkeerd nie. Ons is so heilig. En niemand weet wat regtig my huis aangaan nie. Niemand weet van die stryd waardeur ek gaan nie. En die probleem is ongelukkig dat die gemeente en mense, kinders van die Here, so lief is om te skinder. So lief is om met mekaar te praat oor ander mense, dat mense nie meer die vrymoedigheid het om te gaan nie. En ons moet dit stop, ons moet dit bely in die naam van die Here, want dit kom van die duiwel af. Dit dryf 'n wig in die gemeente in. Jy sien, wanneer mense dan in die moeilikheid is, dan het hulle nie die vrymoedigheid om te vra vir voorbidding nie. Hulle het nie die vrymoedigheid om te sê, ag, kom help my nie, hulle is kwesbaar, hulle is ontbloot. Bid vir my, tree vir my in, help my met dit of help my met dat. Hulle het nie die
vrymoedigheid nie. Hoekom sal hulle vra wat môre lê dat die hele gemeente vol en al die mense wat gekoppel is aan die gemeente op 'n manier? 1 Tessalonisense 3:12 skryf Paulus, hy sê mag die Here julle ryk en oorvloedig maak. Nee, hy gaan verder, want dis waar baie mense stop. Mag die Here julle ryk en oorvloedig maak. Jee, ons gaan ryk en oorvloedig wees. Hoorie. Praat met die gemeente. Hy sê mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en vir almal. Ons moet juis as kinders van die Here, juis in die gemeente, die vrymoedigheid hê om ons saak bloot te lê en te sê hier's my probleem. Bid vir my. Ek het gebed nodig. Ek het nodig dat iemand vir my intree. Maar in voorbidding is betrokkenheid ook belangrik. Weereens daardie woordjie mekaar. Om betrokke te wees by mekaar. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar. Betrokke, betrokke, betrokke. Bely mekaar, bid vir mekaar. En dan natuurlik die vurige gebed van 'n regverdige, nie? Betrokke in gebed. Maar ons weet die interaksie moes daar wees. Anders weet ons van hierdie probleme nie. Maar Jakobus sê, wees betrokke by mekaar se lewens. Wees betrokke by mekaar se gebedstryd. Maar tog is daar so baie mense in die gemeente wat sê niemand weet van my pyn nie. Ek sit hier in my hoekie en ek het seer, ek kry swaar. En Jakobus sê vir hierdie gemeente bid vir mekaar. Wees betrokke by mekaar. Dit was die kenmerk van die gemeente wat in Handelinge gestig is. Hulle was betrokke by mekaar. Betrokke in mekaar se lewens. Hulle het geweet wat aangaan in mense se lewens. Jy weet, as predikant is dit my baie keer hartseer as iemand vir 'n operasie gaan en ek vind eers as hulle uit die hospitaal uitkom, dan vind ek uit die persoon is vir 'n operasie. Maar wanneer jy skakel en sê, "Hoor jy, hoe gaan dit?" "Nee, dit gaan goed, man." Was bietjie in die hospitaal en dis dit. Nie hoor jy, ek het my groot toonaal laat uithaal en ek loop nou al 3 weke op krikke. Nie dit nie. Dis net vinnig in die hospitaal vir 'n operasie. Net bietjie siek in die bed. Weet ons wat aangaan. Die realiteit is dat mense, kinders van die Here wat sê ek bid vir jou, baie dikwels nie vir mense bid. Hy sê ek bid saam met jou. Hy sê dit en jy hoor dit, maar hulle bid nie. Dit gaan nie verder nie. Die veronderstelling is dat dit kinders van die Here is wat broers en susters in die Here Jesus Christus is, wat die vrymoedigheid moet hê om na mekaar toe te kom met die belofte van hierdie wederwysige hulpvaardigheid. Dis mos hoe dit moet werk. Maar ongelukkig is dit nie altyd so nie. Kinders van die Here moet betrokke wees in mekaar se lewe. Kinders van die Here moet betrokke wees in hulle binnekamers. Hoekom? Jakobus 5:16. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Weet baie keer dan lei my foon, dan sit vreemde mense wat nie in die gemeente is nie. Dan bel hulle my, dan sê hulle vir my,
Gewoonlik pastoor, want hulle weet nie ek's 'n dominee nie. Jy weet my dominee. Ag, weet jy ons kry swaar, jong. Nie vir ons bietjie ou kosie of ietsie nie. En baie keer ongelukkig kan ek hulle nie help nie. Maar ek kan vir hulle bid. Want gebed, vurige gebed, effektiewe gebed is by verre die grootste hulp wat enige mens vir 'n ander mens kan aanbied. Daar is nie groter hulp as dit nie. En daarom is dit nodig dat die kinders van die Here hulle self sal inwerp, ingooi in die oseaan van nood wat daar in die gemeente is. Maar in voorbidding en ons laaste gedagte is inspirasie ook uiters noodsaaklik. Na julle vers 16 hoor nou. Lees ons bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Daai hele vers, daardie gedagte, dit spreek van een groot tema en dit is inspirasie, om geïnspireer te wees om na die gemeente te kom en hulle misdade teenoor mekaar te bely. Net soos hierdie gemeente of so baie gemeentes in vandag se lewe het hierdie gemeente aan wie Jakobus geskryf het ook maar gesukkel met daardie skeringe en die verskillende leerstellings van die dag en tyd wat maar ook soos in ons dag maar deurvloei en uiteindelik wanneer dit 'n skering in die gemeente veroorsaak, dan was sy raad aan hulle: bid vir mekaar, bely mekaar julle misdade, sodat daar waar die skering was, sodat daar genesing kon kom. Bid vir mekaar. Baie keer dan sê mense, hoe gaan ons hierdie probleem oplos, hierdie verdeeldheid? Ons moet vir mekaar begin bid. Daar's nie 'n quick fix nie. Daar's nie 'n maklike oplossing nie. Ja, ons kan om 'n tafel sit en gesels en elkeen sy gevoel en sy hart uitpraat en is wonderlik, nê? Ek dink in die tyd waarin ons leef ons is in hierdie emosioneel gedrewe samelewing want ek voel. Maar ek moenie wees ek voel nie. Dis die probleem. Dit maak nie saak hoe ek voel nie. Ons moet bid. En ons moet geïnspireer word om meer te bid. Net baie keer as ons besig is met Bybelstudies en bid hier en goed en sê ek, die probleem met gebed is ons doen dit te min. Ons doen dit te min. Hoekom is daar probleme in die gemeente? Want ons bid nie vir mekaar nie. Hoekom kan daar nie genesing kom wanneer daar 'n stryd is in die gemeente nie? Want ons bid nie vir mekaar nie. Jakobus sê dit so mooi. Ek lees dit weer vir u. Vers 16. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Kinders van die Here moet handelend in die kerk wees. Aktief wees in hulle geestelike lewe. Aktief wees in hulle optrede teenoor mekaar. Ons moet handelend wees. Net sê ag, weet jy wat, ek gaan nou nie meer worry. 'n Mooi ding gelees. Maar daar staan die antwoord dikwels is ek dien die Here op my manier, sal baie mense vir jou sê.
En daardie persoon wat die prentjie daar op Facebook gesit het, sy antwoord is jou manier is verkeerd van kerk. Wat is die probleem? Ek dien die Here op my manier. As ek nie happy is nie, dan sit ek YouTube aan. Daar's baie dominees van waar ek kan kies. Wees om my gehoor te streel. Maar daar's 'n dominee wat beter kan preek as die een wat in die gemeente waar ek is. En hy laat my lekker voel op sy. Maar ons moet die wet, ons moet die stryd stry. Ons moet die wedloop volëindig. 2 Timoteus 4:7 ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Dis wat ons moet doen. Waar? Hier in die gemeente. Hier onder mekaar, saam met mekaar, tussen mekaar. Sodat daar uiteindelik genesing kan kom. Die plig van voorbidding, liewe kind van God, rus op U. Dit rus op my. Ons moet voorsiening maak. Ons moet plek maak. Ons moet tyd maak vir die nood in die gemeente. Ons moet plek maak. Ons moet tyd maak vir die nood in mekaar se lewens. Dit is die grootste, dit is die belangrikste geestelike daad wat ons mekaar kan aandoen. Dis die grootste krag tot 'n kind van die Here se beskikking is om te bid. Want dis wanneer jy bid vir mense, dat jy bewus word van hulle stryd. Wat jy bewus word van hulle nood. Maar dis ook daar in die binnekamer terwyl jy vir daai mense bid, dat jy bewus word van die grootheid en die volheid van Jesus Christus. Ons kan nie mekaar genees nie, ons kan nie mekaar se sondes vergewe nie, dis nie in ons mag nie. Maar ons kan vir mekaar bid. Ons kan hierdie gemeente gesond bid. Ons kan die verdeeldheid kan ons gesond bid. Die vurige gebed van 'n regverdigheid groot. Mag jy vandag deur die woord van God en die reding van die Heilige Gees u plig besef om vir mekaar te bid. Om vir mekaar in te tree, om daar in die binnekamer voor die Here te buig en hierdie sake die aandag te gee wat dit nodig het. Dat u ook daarin die vrymoedigheid sal ontwikkel om voorbereiding te vra, om te deel, om ingewerp te wees in die gebedsnood van die gemeente. Om hierdie stryd te stry en om die wedloop te volëindig. Amen. Kom ons sit net so naby gaan sien. Hemelse Vader, ons dankie vir die voorreg om te weet dat ons plig het om vir mekaar te bid. Here, menslike planne kan nie verdeeldheid en wonde en siekte en stryd en al hierdie goed in die gemeente gesond maak nie. Net gebed kan. U woord is baie duidelik daaroor. En help ons wat u dien, ons wat u eer, ons wat u liefhet, o Here, om dit werklik te doen, om dit in opregtheid te doen. Ja, Here, om dit te doen sodat u verheerlik sal word. Dankie dat ons die geleentheid het om vir mekaar te kan bid. Dankie dat ons die geleentheid het om vir mekaar in te tree. En ons vra, Here, dat die krag van ons gebed ons duidelik sal word. O Here, maak ons oë oop sodat ons kan sien
wat ons vir ons broers en susters kan doen. Amen.